Dames en here, seuns en dogters, welkom terug by Wiskunde in Woede. Hierdie is episode 17 en ons gaan aan met maal en deel. Hierdie is die tweede gedeelte daarvan en vandag kyk ons 'n bietjie na die bruikbaarheid van 10. Maar voordat ek verder gaan, wil ek sê, daar gaan ongelooflik baie van julle wees wat vir my sê, ja, maar ons weet hierdie. Die ding is, asseblief mense, nie almal het hierdie opleiding gekry nie. Nie almal nie. En ek is dood eerlik met julle, daar gaan net so baie mense wees wat vir my sê hulle het hierdie vir die eerste keer in hulle lewens gesien. En ek jok nie vir julle nie. Ek het nou al 40 jaar oue mans hierdie gewys, dan bars hulle in trane uit. Want niemand het dit ooit vir hulle geleer nie. Hulle het uitgemis op 'n ongelooflike lot goed as gevolg van die feit dat hulle nie hierdie opleiding gekry het nie. So, hier gaan ons. Reg. Vir die van julle wat dit nie gekry het nie, vir die van julle wat hierdie vir die eerste keer in julle lewens sien. Kom ek wys gou vir julle iets. Sien julle hierso, as ek vir jou sê 10 keer 1 beteken jy vat 1 en jy tel hom by homself 10 keer. En dan kry jy nou 10. 10 keer 2 beteken jy vat 2 en jy tel hom by homself 10 keer en dan kry jy 20. Maar kyk wat gebeur. Sien jy daar? Sien jy daar, hierdie hele lys af is daar. Dis net jou opteller, weer 'n keer, jou opteller, en daar word 'n 0 aangeskryf. Die is die rede waarom ek vir julle sê die desimale getallestelsel is 'n fantastiese ding. Want daai patroon wat jy daarso sien, dis outomaties. Wat dink jy gaan 15 keer 10 wees? Wel, ja, kom ons wag. Ons maak so, dat ek dit reg doen. As ek vir jou sê 10 keer 15. Wat dink jy gaan daai wees? As ek daai nou, gaan jy verbaas wees as ek vir jou net daai gaan skryf. En nee, ek het dit nie gaan uitwerk nie, ek het dit nie in my kop gedoen nie, ek het net die getal daarso gaan neerskryf. Want ek weet klaar, wanneer ek met 10 maal, al wat ek hoef te doen, is ek vat my opteller en ek skryf 'n 0 aan. Nou, dis nie een of ander magiese ding nie, dis nie een of ander fantastiese magic of iets in daai lyn nie. Dit gebeur omdat ons die desimale getalle stelsel gebruik. Weer 'n keer, as jy nie weet wat die desimale getalle stelsel is nie, gaan terug na, ek dink dis episode 3, waar ek dit verduidelik. Maar nou wil ek hê jy moet 'n bietjie verder kyk. Kom ons gaan kyk na wat gebeur as ek 10 keer 30 doen. Of nee, ons maak dit interessant. Kom ons maak dit 10 keer 26. Wat gaan daar gebeur? Dis mos nou 260. En ja, jy kan met die grootste liefde gaan en jy kan 26 10 keer by homself gaan tel. En ek kan jou nou waarborg, jy gaan 260 kry. Inteendeel, kom ek wys jou op die calculator. 10 keer 26. Nou, jy het nie eens 'n calculator nodig om dit uit te werk nie, want jy weet dit sommer net. Reg? Kom ons gaan kyk na, dis selfde ding. Ons gaan nou weer 'n keer 10 vat en ons maak dit groot. Kom ons maak
Kom ons maak hierdie opteller verskriklik groot. Sommer so 3798. Dis mos nou 'n verskriklike ding daai. En sonder om te dink, sonder om enige uitwerking te doen, kan ek vir jou dadelik sê, daai antwoord is hierdie. 37.000. Ja, 37.980. En weer 'n keer, daar's die sakrekenaar, die calculator, maal 3798 en daar's hy. Reg? So in die vervolg, wanneer jy met 10 maal, moenie probeer om dit te onthou of om dit uit te werk nie. Jy gaan skryf net 'n 0 aan. Want dis 'n patroon wat ons kry as gevolg van die manier hoe ons getalle skryf. Nou, die ding is, dit werk nie net met 10 nie. Kom ek maak vir jou so. Ek wil hê jy moet hierna kyk. Wat gebeur as ek vir jou sê 100 keer 1? Jy kan met die grootste liefde gaan en 100 keer by homself gaan tel, maar ek kan jou nou beloof, hierdie is die antwoord wat jy gaan kry. Wat gebeur as ek vir jou sê 100 keer 2? Sien jy, daar begin daai patroon al klaar weer deurkom. So, wat gaan die antwoord wees as ek vir jou sê, vat 100 keer 15, vat 15 en tel hom 100 keer by homself, wat gaan dan die antwoord wees? Sonder om te dink, kan ek klaar vir jou hierdie gaan neerskryf. En weer 'n keer. 100 keer 15, 1500. Hier's 'n ding wat ek wil hê jy moet besef. Wanneer jy met so iets vermenigvuldig, wanneer jy met iets vermenigvuldig wat 1 is, en dan het hy net 'n klomp nulle agteraan. Maak nie saak hoeveel nulle daar is nie. As daai 1 is, en hy het 'n klomp nulle agteraan, dan kan jy gaan en kyk wat gebeur nou. Kom ons vat weer 'n keer 15. Wat gaan daai wees? Dis mos nou verskriklik. Dis mos nou ongelooflik groot. Dit gaan jou vir ewig vat om dit uit te werk, né? Wel, nee. Want al wat jy hoef te doen, al wat jy weet klaar wat die antwoord is. Dis 15 met soveel nulle soos wat aan daai ding is. Reg. Daai is 'n patroon wat gebeur omdat ons die desimale getalle stelsel gebruik. Dis nie magic nie. Dit is 'n ding wat jy outomaties vir jouself kan doen, en as jy hierdie vir die eerste keer in jou lewe sien, dan was daar 'n verskriklike onreg aan jou gedoen. Reg, maar in die volgende episode gaan ek vir jou wys, hoe doen jy dit? Hoe doen jy basies dieselfde ding wanneer jou herhaler iets soos hierdie is? 30. Jy weet, dis nou nie meer 10 nie. Of jy weet 330. Iets in daai lyn. Maar asseblief, ek wil hê vir die van julle wat hierdie nog nooit van tevore gesien het nie, verstaan asseblief hierdie. Jy is nie dom nie. Jy is nie. Jy is nie dom nie. Jy het nooit die kans gehad
om hierdie te verstaan nie. Jy het nooit die kans gehad om wiskunde reg te gaan doen nie. So asseblief, gaan oefen hierdie. Ek beloof jou nou, dit is haaglik dat jy dit nie gekry het nie. Jy kan wiskunde doen. Jy kan. Jy het net nog nooit die werk, jy het net nog nooit die opleiding gekry wat jy nodig het nie. Gaan kyk na hierdie, gaan doen 'n paar oefeninge, sit met jou sakrekenaar en kyk of jy reg is, want ek kan jou nou beloof, jy gaan agterkom hoe slim jy regtig is. OK. Hierdie was dan Wiskunde in Woede episode 17. Ek sien julle in die volgende episode. Totsiens.